Vader, dit is ons gebed. Ek wil gereed wees, Here. Soos wat Paulus vir ons skryf in Timoteus, jy moet gereed wees. Tydig en ontydig, in die Engelse vertaling, in time, in season, out of season. Here, dankie dat ons kan weet, dat gelei onder die gees van die lewende God is ons instrumente om U te verheerlik hier op aarde, Here. En dis my gebed. Dankie vir hierdie woord wat vandag uitgaan, om ons toe te rus, om ons voor te berei, om ons die tools te gee, om regtig onder die leiding van die Heilige Gees gereed te wees, wanneer dit nodig is. Ons eer U, ons dank U daarvoor met 'n verwagting in Jesus se naam. Amen. En amen. Baie, baie dankie. Jy kan gerus jou sitplekke neem. Goeiemôre daar buite die wêreld. Lekker om julle te sien vanmôre. Dit is 'n redelike koel oggendjie, né? Dit is 'n bietjie koel. Ek het vanmôre my lang hempie aan. Dis 'n bietjie koelerig, maar dis lekker. Ons harte is warm. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir die Here. Ek wil nie weer daarop uitbrei nie, maar ek wil vir almal aanlyn sê daar waar jy is, van Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan. Dankie vir julle liefde en ondersteuning en gebed en alles wat daarmee saamgaan. Dankie dat ons weet ons dien 'n lewende God en dat ons in oorwinning leef. Ons is besig met die reeks wat sê, die visie maak sy mond oop en toe. En toe? Wat dan? Jy weet, ons praat mos so, ek het 'n grappietjie nou die dag gehoor van wat baie laat in die aand by die huis kom. Toe sy nou so bietjie verward so in die donker en hy stamp die visbakkie af. En daar gaan die visbakkie. En daar gaan die klippietjies en hy het ons daai skuitjie wat so gesink het, nê, saam met die visie. En hier kom die visie ook. Nou staan die ou so met sy selfoon so. Nou kyk hy die visie en die visie maak so. Hy sê, moenie jy nou nog vir my blaf nie, net nou word my vrou wakker. Ons luister na enige inspraak van 'n klomp mense, van klomp dinge rondom ons. Ons luister na dit en ons luister na dat en hierdie ou sê so en daai ou sê so. Maar wat sê die woord van die Here? En dit is waaroor ons wil gesels. En vanmôre praat ons oor wanneer jou geloof onder druk kom. Wanneer jy voel jy loop nou teen die muur vas. Jy's nou onder pressure. Ons is almal hier beautiful, lekker, lief vir jou, die spruite moet uitgaan. Ai, jy's geduld se grootste, sê hoor jy met my. Tata spruite, daar gaan julle, ekskuus man, ek is so meegevoer deur die oomblik. God is nog steeds goed, vergewe my, dankie. Daar gaan julle. Geloof onderdruk en ons eerste punt is, ons is almal swak. Daar het jy dit nou net beleef. Dit was intentioneel, ek het 'n fout gemaak net om te sê, ons is almal net mense. Nee, wie wat, ek dink wat ek vandag op klem wil lê, is Jesus se model van sy reaksie wanneer ander mense gly. Wanneer ander mense se geloof onder druk kom. Ek en jy, baie keer in die kerkindustrie, daar waar ons beweeg, daar waar ons is, dan maak iemand 'n fout of iets gaan fout of wat ook al, dan sê ons, ek het nog altyd gewonder hoe lank gaan dit nou hou. Ek het nog altyd gewonder hoe lank gaan jy nog hierdie front kan ophou. Ek is mos altyd, nee. En dis presies nie wat Jesus doen nie. Glad nie. Ek wil 'n paar voorbeelde vir ons aanhaal vanmôre uit die woord, waar God deur sy woord met die model Jesus vir ons wil wys hoe om op te tree, nie net wanneer ons geloof swak is, maar die ou langs jou. Jou maatjie, jou huweliksmaat, jou kinders, jou wie ook al. Dit is so dat Jesus modelleer glad nie 'n verdraagsaamheidsteologie. Hy kom nêrens en sit sy hand op jou skouer en sê, ag weet jy wat, dis oukei. Nee, hy sê, dis oukei, kom ons probeer weer. Dis oukei, kom ons verander 'n paar dinge.
Okay, kom ons kyk. Die eerste ene is aanvaarding, Romeine 14 vers 1. Dit is wat Jesus vir ons wys, hoe om op te tree wanneer iets fout gaan in jou eie lewe, wat sê God vir jou, maar in mense rondom ons lewe, wat sê ons vir hulle. Die eerste een is Romeine 14 vers 1, waar Paulus vir ons skryf en hy sê, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Klink dit bekend? Klink dit of Paulus ook eendag in 'n kerk, in 'n gemeente was, of hy ook eendag mense rondom hom gehad het wat gesê het, maar ons leef, en dan gebeur die lewe. Die manne en die dames wat in die oorlog was, in die grens was. Kyk, as jy mos nou Bosoorlog 1, 2, 3 se storie gelees het, dan was jy daar. Dan ken jy nou 'n mortier se sizes en jy verstaan nou alles. En as jy net The Guns of Navarone gekyk het en Bridge Over Troubled Water, onthou jy die fliek? Man, dan was ek ook in die Tweede Wêreldoorlog, dan verstaan ons. Maar die vir julle wat regtig eendag op die grens was en dit al gesien en beleef het. Ons het die oorlog geveg uit waar ook al jy wil wees, die watter departement en watter eenheid en watter bataljon en wat. Maar ek het die voorreg gehad om nooit op 'n patrollie te loop nie. Ek het nie 'n redpack en wat, ons was gebaseer in 'n basis waar ook al, en wanneer al hierdie manne met die gunne die kontak slaan daarvoor, dan het ons agterna ingegaan en gaan ondersoek instel na wat het hier gebeur. Maar interessante goed wat baie min mense weet en besef, ons het gaan kyk wat se uniform dra die vyand. Is dit Kubane, kom dit uit Rusland uit, kom dit uit waar ook al. Wat se ammunisie is gebruik? Dis gore hele, maar daar was laboratorium ouens wat gevat het, wat se redpacks het hierdie ouens, wat eet hulle, hoe werk dit, maar iets wat opvallend is, as jy op so 'n toneel kom, daar het 'n mortiergeval, bom, of 'n handgranaat bom. Hier lê nou 'n paar manne rond wat dit nou nie gemaak het nie. Maar weet wat's interessant? Daar staan army boots, wat opgeryg is tot daar, wat vasgemaak is. Hulle staan so langs mekaar, en daar's nie 'n mens nie. Daar staan die boots, dan dink jy, het die ouens so gelê slaap? Hoe dit nou gewerk? Maar as hulle die boots uitgetrek het, sou hulle los gewees het. Maar hulle is vas, hulle is gestrap, maar hulle is leeg. Toe mense wat nou die ding bestudeer en wat sê dat as jy so groot skrik, dan trek jou voete soos 'n Japaneese geisha, so. En dan move jy. Jy het nie nou meer skoene nodig nie. Nou moet jy die tone klap, pappa. Ek het dit fisies gesien met my oë, dat mense uit 'n opgerigte armyboot uithardloop en die boots bly net daar agter. Ek en jy gaan army toe, gaan oorlog toe. Ons is gewapen, ons het goeders, ons het boots. Ons maak hulle vas, voete van bereidwilligheid, onthou julle. Pop. Daar gaan jy. Jou voete bly net daar. Hoeveel keer lees ons daarvan in die woord, waar mense, disippels, volgelinge van Christus, saam met hom loop. Hulle is in die oorlog, hulle sê, Here, hier gaan ons, let's go, ons is daar. En dan gebeur wat? Ek weet nie wat gebeur nie. En dan as Jesus weer kyk, dan staan die boots net so. Oom Moses se sandale, julle ken daai liedjie, nê? So. Dan is hulle weg. Een van hulle is waar in Matteus 17, Jesus met hulle praat oor hulle klein geloof. Nou gaan lees Matteus 17, dit is die verheerliking, Jesus saam met Petrus, Jakobus, Johannes gaan op die berg, hulle kry vir Moses en Elia daar binne, Jesus se transformering, alles wat daar gebeur het. En dan as hulle afkom, dan lees ons dat die pa by
by Jesus kom en sê, hoorie, ek het 'n kind wat met die maan gepla is, en die disippels kry vir hom nou nie gesond nie. Hulle het vir hom gebid en daar gebeur niks. Dan sê Jesus, bring hom, laat ons kyk. Dan bid hy vir hom en dan word hy bevry en hy raak genees. En dan praat hy met die disippels en hy sê vir hulle, Matteus 17 vers 20, omdat julle geloof so weinig is, dit is want hulle vra, maar hoekom het dit nie gewerk toe ons het probeer het nie, wat dit ook, en dan sê Jesus vir hulle, omdat julle geloof so weinig is, dis die waarheid. As julle geloof net so klein soos 'n mosterdsaad is, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Hierdie vers word baie keer totaal buite verband, buite beheer toegepas met alles en wat. Maar as jou saad net so bietjie is, nê, en jy oefen, nee. Dis juis wat Jesus vir die disippels sê, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou geloof. Oor min as jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Jy het 'n saad, soos 'n mosterdsaad geloof in jou hart. As jy daai bietjie gebruik met jou oë gerig op Jesus, sal dit werk. Want jy sien die disippels het 10-1, soos wat Moses van voortyd gedoen het gesê, ag nee, dis maklik, bring daai ouetjie hierso. Lê hom hande op, salf hom, doen wat jy doen, want ek is Jesus se volgeling. Niks meer uit te waai nie. Niks meer uit te waai nie. Die eer en die fokus op Christus, dan gebeur daar dinge. So Jesus sê, daai saadjie, jy sal 'n boom word. Ons het verlede jaar, 2 jaar terug saadjies uitgedeel. Hoe groot is jou boom? Leef hulle nog? Hoe groot het julle bome geword? Hulle groei groot, daai goed, hoor. Ek en jy vandag moet leer. Jesus sê, dis okay, maar dit is omdat jy van die verkeerde vertrekpunt af beweeg. Jy dink jou geloof in my, daar waar jy is, gaan jou in staat stel om dinge te doen. Jy doen niks. Ek en jy getuig, God se gees oortuig. Ek en jy lê mense hande op, die genade van God genees mense. Jy het nie, dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag, maar asseblief, doen jy bevryding? Nee, maar ek is instrumenteel in die hande van die Here. Bevryding kom deur sy gees. Hoeveel keer hoor ons van mense wat, ons kind is siek, ons kind het kanker. Bloedlynvloeke, het jou pa ook kanker gehad? Wie, wat. Hoekom wil jy daar gaan? Ja, maar die Bybel sê, wat sê die Bybel? Hy sê, God besoek die sondes van die vaders, tot in die 4de geslag van die wat my haat. My genade. Jy sien, ons lees nie die hele ding nie, ons vat net wat ons, maar dan sê hy die volgende vers, maar hy bewys sy barmhartigheid, tot in die 1000ste geslag van die wat my lief het. My liewe boetie en sussie vandag, daar waar jy is, as jy ooit iemand kry wat vir jou sê, dis 'n bloedlynvloek, dan sê jy vir hom, wie wat, dis nie die waarheid nie. Want die dag toe ek tot wedergeboorte gekom het deur die genade van die Here en hy my gevul het met sy Heilige Gees, het daai tot in die 4de geslag het net daar gestop. En wie wat? Die 1000ste geslag agter my lê in my wake, lê in my stroom van genade wat God vir ons gaan gee. Moenie goetertjies vat wat nie die waarheid is nie. Jesus sê, 'n mosterdsaad, as jy net hierdie eenvoudige waarheid, dis ek, dis nie jy nie, dan is ons op die wenpad. So ja, Jesus sê nie vir die disippels, ag, maar julle is stupid nie, nee. Hy sê, kom ek leer julle net gou-gou. Julle vat julle oë van julle bron af. Julle dink hierdie goed kom uit julle self uit, dit doen nie. Stop net. Ons lees van vrees en storms in die lewe. Terwyl my emosie nou onder beheer is, ons kind is genees deur die Here van kanker. Amen. Deur die mediese industrie prys die Here, dankie. Sy is gediagnoseer in Februarie maand met beenmergkanker.
Hulle het haar gegooi met medikasie en met goeters en almal het gebid en almal het dankie dat julle saam gebid het. Sy was Vrydag by die dokter, by die onkoloog spesialis. Alles is onder beheer, die tellings is daar alles. Nog 4 chemo's, 4 weke, dan is dit verby, dan is dit klaar. Daai ding se rug is gebreek. Hulle oes stemsel nou in die tyd terwyl sy gesond is. En hulle vries dit vir tot 20 jaar. Dat sou die ding terugkom, het hulle nou 'n medikasie om haar te dokter. Dankie, dankie. Hier, vrees en storms in die lewe. Julle, die Bybel is vol vrees en storms, die lewe is vol vrees en storms. Ons kry boodskappe, ons kry telefoonoproepe, ons sien goed gebeur, dit gaan verskriklik. Nou, een van die ouens wat nou die voorbok was, min of meer met storms van die lewe, is ou met die naam van Petrus. Maar hier lees ons eers waar al die disippels saam is in Matteus 8 vers 26. Jesus in die skippietjie, hy lê in slaap, hy's moeg, hier kom 'n willewind, die disippels begin paniek, hulle maak hom wakker en sê, "Hey, gee jy nou nie om as ons vergaan nie." En dan sê Jesus vir hom, "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see bestraf en dit het doodstil geword. Hy gebruik weer daai woord van klein gelowiges. Jy sien geloof, en hoor my, hier is nou 'n nuwe skepping deur Koos. Geloof beteken vertroue in God, vertroue in Jesus, vertroue op die leiding van die Heilige Gees. Geloof is nie hoe sterk is jou geloof. Man, dit het niks met my uit te waai nie. My geloof, en Jesus sê, julle is klein gelowig. Julle is nog vasgevang in een of ander denkpatroon van, maar ek gaan en ek kan en ek, want onthou dis vissermanne. Nou is hulle op die see, op die skip. Hier kom 'n ding, ja, ons kan dit doen, ons weet, maak so, maak so, maak so. Jesus sê, hallo, julle geloof. Hier's ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hier's ek is die uitkoms. Maar julle paniek, julle maar, why? Hoekom doen julle dit? Kom ons gaan na Petrus toe, julle. Die storm op die see van Galilea. Hier's weer 'n storm. Matteus 14 vanaf vers 30. Die disippels is op die skipie. Hier kom iemand aangeloop op die water. Dis 'n spook. Hier, groot moontlikheid. Toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink. Okay, net backward. Toe hulle met die ou wat op die water loop begin praat, toe sê Jesus, maar dis ek. Toe sê Petrus, hy is altyd voor op die water, maar ek wil ook. Toe sê, kom, klim. En daar gaan Petrus. Maar hoor wat gebeur. Toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp. Dieselfde woord, klein gelowige. Waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim, wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Hoekom het Petrus gesink? Het hy 'n pothol geslaan? Toe Petrus sien hoe sterk die wind is en hoe groot die golwe is, toe sink hy. Hier staan Jesus saam met hom op die water, hier by hom. Maar hy kyk van daar af soontoe en hy sien die golwe en die wind. En die oomblik toe hy begin sing, sê Jesus vir hom, hallo, klein gelowige, draai net terug, hier's ek. Hier is ek. Moenie jou oë van Jesus afhaal nie. Moenie dit doen nie. So wanneer jou geloof onder druk kom, julle, ek dink dit moet skrikwekkend wees om in die see te stap. Dis skrikwekkend om mee te begin. Om dan uit te vind, maar jy under the sea. Nee. Daai is dis groot moeilikheid. Dis groot moeilikheid. Maar Jesus sê, wie wat? Klein gelowige. En die klein gelowige is nie 'n beskuldiging nie. Dis nie 'n aanklag nie. Dis nie, Jesus sê vir hom, Petrus,
Jou probleem is kleingelowigheid. Maar nou kap hy hom short, hy sê sommer, hey, kleingelowige, kom hier. Hy mors nie woorde nie, hy praat. En hy spreek jou en my vanmôre aan en hy vra vir jou, as jy op 'n plek loop waar jy sê, ek plaas my vertroue in die Here, ek gaan hierdie pad loop, ons het dit nou nog gesing, ek wil gereed wees tot wanneer hy my kom haal, ek gaan, regtig? Gaan jy? Ons almal wil, en ons almal gaan, maar as daai oproep kom, ek deel dit hier. Johan was daai Vrydagmiddag hier gewees toe daai oproep kom Februarie. Toe ween ek. Vrydagmiddag nou, gister, toe daai oproep kom, toe is Johan weer hier. Toe staan ek in braai en ek ween, ek huil amper die vuur dood. Hoekom? Uit dankbaarheid. Die eerste keer oor 'n worry, die tweede keer uit dankbaarheid. Ek sê te mens, ons is almal swak. Maar God het by my kom sit in hierdie tyd, in hierdie oploop na Monja moet gaan, al hy verstikkend julle, gaan kyk op Google wat sê hulle van beenmergkanker, you've got a moth-eaten skeleton. Sy het gate in haar skedel, in haar ribbekas, in haar, dis seer. Die kanker is weg, maar daar sit die ouwe, boem. Sy moet dokter toe, ek paniek. Lana sê, die Here is in beheer, ek sê, man, jy is heeltemal te heilig. En dan kom daai oproep, dan moet ek maar net sê, dankie Here, ek koos. Want jy sien, daar is vergifnis, vryspraak en herstel vir almal. Hier Petrus word verloon, of Petrus verloon vir Jesus. Matteus 26, ons almal ken hierdie storie. Eers in die tuin van Getsemane, dan trek Petrus se swaard en hy sê, ek sal nie toelaat dat hierdie ding gebeur nie, en hy kap die arme ou se oor af en al daai dinge. En dan sê Petrus, maar Here, ek sal U nooit verloor nie, nooit ooit ek gaan nie. En dan as die pop op die ven stryk, dan gaan kruip Petrus weg onder in die markplein. En hy kry 'n 16-jarige diensmeisie, dis nie eers 'n Romeinse soldaat wat vir hom gevaarlik is nie. Dis net 'n meisiekind wat vir hom sê, maar jy's mos een van daai ouens. En hy sê, o nee, kan nie. Daarom het Petrus vir hom gesê, al sou hulle ook, u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannag nog voordat die aan kruis sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie, al die ander disippels het dit ook gesê. Wat het gebeur toe Petrus vir Jesus verloon het, na die tyd? Petrus het gedink, sy bediening is verby. Gaan lees dit. Hy vat die pad, hy gaan terug, see toe. Onthou julle toe Jesus hom geroep het, was hy op 'n skippie. Hy gaan terugklim weer op daai skippie, sê nee, wat nou gaan ek maar visse vang. Hy vergeet die woorde van Jesus wat sê, kom ek sê jou visser van mense maak. Hy gaan sommer, dan gaan hy weer vis vang. Wat gebeur? Hoe reageer Jesus op dit? Gaan lees dit daar rondom Johannes 21. Jesus het na Petrus toe gegaan. Besef jy, dis so iets soos 140 kilometer wat Jesus gestap het na Petrus toe. Daar's nie 'n Uber nie, daar's nie 'n... Jesus maak moeite met iemand wat gegly het. Hy loop 140 kilometer en hy gaan kry vir Petrus op dieselfde boot en hy sê vir hom, Petrus, kom, ek sê jou visser van mense maak. Jy sien, ek en jy, as mense hier, ja, maar jy weet, jy weer, nog 'n keer, kry vir jou, nog 'n keer. Nog 'n keer is okay. Maar as jy aanhou sê jammer en niks verander nie, is dit nie okay nie. Jesus kom by Petrus en hy sê, Petrus,
los nou maar, kom ons gaan. Kom ons gaan nog 'n ronde. Kom. Want daar is vir ons vergifnis, vryspraak en herstel. 2 Korintiërs 12. Paulus aan die woord, hy sê, ek het gegly en God se antwoord, Jesus se antwoord sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Jy sien, hier kom Paulus en hy wys vir ons die teenpool van kleingelowig. Hy is nie groot gelowig nie, hy verstaan net dat wanneer hy swak is, sy bron is Jesus. Hy sê nie, maar ek het gegly en hy sê, ek is swak, ek weet dit, maar ek fokus, ek konsentreer, ek intentioneel. My krag kom van God af. My krag kom van God af. Dieselfde Paulus, Hebreërs 4, vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Wie werk vrymoedigheid? Jou aardse pa ons aardse pa is baie keer die model van wat ons sien as ons praat van God die Vader. Dit is vir my so mooi, hierdie klomp spruitjies. Jy al gesien hoe gaan 'n kind na 'n pa toe? Jy op 'n Woensdag. Hy kom daar so huppel so. Hulle het sulke moves. Twink, so, ja, okay. Papa, dis Vrydag Cividag by die skool. Ons moet R10 vat. Sy vra nie, o Vader, vertel vir my hoe lyk die Jooste begroting hierdie maand? Sal Vader dit oor u hart kry om dit te bedink om 'n belegging los te maak? Ons speel lekker speletjies. Daai is kleingelowig. Met vrymoedigheid sê Paulus, God is nie jou pel nie, hy is jou Vader. Maar met vrymoedigheid verstaan jy vryspraak en vergifnis. O Here, hier staan 'n gesondige mens. Jy het dan nou net tot wedergeboorte gekom, jy is skoon gewas in die bloed van Jesus. Ja, ons was eendag sondig met sondes, maar ons is versoen met God, ons is vrygekoop, jy is 'n geredde kind van die Here. Jy het vrymoedigheid om na hom toe te gaan en sê, Vader, ek het 'n moeilikheid, asseblief help my. En dan sê Paulus, om op die genade te verkry en op die regte tyd gehelp te word. Romeine 8. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Hierdie is nie 'n aanklag nie, hierdie is 'n vraag. Jy al gehoor mense sê, maar ek bid nie hardop nie. Jy al gehoor? My verhouding met die Here is persoonlik. Ek gaan nie daar gaan nie. Dit is totaal teenstrydig met die woord van die Here. Jesus sê, gaan, ek gaan getuig. Gaan vertel. Jou verhouding met die Here kan nie persoonlik wees, dis nie joune nie. Dis tot eer van hom. Dis juis, God het jou gered, gekies, aangestel, Johannes 15:16, sodat jy kan gaan vrug dra, vrug wat sal hou. Jy kan nie tot wedergeboorte kom in die kas klim en daar sit jy nou toe. Nee. Maar wat bid 'n mens? Koos, ek ken nie al die woorde nie. Prys die Here, jy ken nie al die woorde nie. Die Gees sal vir jou intree. Maak op jou mond, praat. Praat. Met die Here, oor die Here, vir die Here. Die Gees self pleit vir ons met versigtiging, wat nie met woorde gesê kan word nie. 1 Johannes 1.
As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Wat is geregtig en ongeregtig? Ongeregtig is daar, geregtig is daar. Sonde, vergifnis. Hy vergewe jou van alle ongeregtigheid. Nie party nie 60% van almal. Jy is okay. Jy is 'n kind van God. Ja, ons maak foute, ons is almal swak. Maar jy is 'n kind van God en omdat ons sondes bely, is hy regverdig en getrou en hy sê ek vergewe jou, kom ons gaan aan. Matteus 26, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, die verskil tussen 'n versoeking en sonde is eenvoudig 'n besluit en 'n daad. Versoekings is daar, altyd. Oh, jy kan 'n mooi kar. Wow, daai hamburger. Wow, kyk die advertensie op TV, kyk, hoor. Mense kom en sê, hoorie, kom ons maak 'n deal. Versoeking is daar die hele tyd. Dis nie 'n sonde nie. Maar as jy huis toe gaan en jy gaan sit en uitwerk, hoe gaan jy dit laat gebeur? Dan begin jy baie gevaarlik naby aan sonde kom. En dan bel jy daai ou en sê, hoorie, daai aanbod, ek het bietjie gedink daaroor, hoor, dis alright, kom ons gaan. Dan het jy 'n moeilikheid. Maar God sê, Matteus skryf en hy sê, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die versoeking is daar, moenie ingaan nie. Bid en waak. En dan sluit ek af met meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Julle, ons kan oor en oor mekaar versies aanhaal en raad gee en rigting gee maar al hierdie dinge, die hele woord van God, die hele genade teologie, die hele vryspraak, God alleen, die woord alleen, genade alleen, alle eer aan Christus, tot eer van God in Christus Jesus. Sonder Jesus is ek en jy 'n klein gelowige en ons het nie eers 'n mosterdsaad nie. Dan het ons moeilikheid. So, ek wil vir jou vra vanmôre, aanlyn, as jy gebly het, baie dankie, hier kom die uitdaging. Waarmee sukkel jy? Waarmee worstel jy? Wat is die uitdagings wat jou laat struikel? Wat is die goed wat jou oor en oor potjie? Ja, ons moet na mense toe gaan. Ons moet na kundige mense toe gaan, dokters, beraders, sielkundiges, goeters, mense wat jou kan lei, mense wat jou kan leer. Maar hoor wat sê Paulus vir die gemeente van Romeine. Hy sê, in al hierdie dinge, watter dinge? Al hierdie dinge. Selfs daai ding wat jy mee sukkel, as jy nou vanmôre hier sit en sê, maar ek sukkel met 'n unieke uitdaging wat jy nou nog nie verstaan nie. Dan wil ek vir jou sê, jy is reg, ek verstaan nie, maar God weet. God weet, daar is nie 'n ding op hierdie aarde. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ek is verseker, hoor wat sê hy, geen dood of lewe, engele, owerhede, magte, teenwoordig of toekomstige dinge, hoogte, diepte, enige ander skepsel sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Kom ons gaan gou terug. Toe Jesus sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir daai berg sê, laat jy gaan. Wat 'n berg praat hy van? 'n Fisiese berg? Hoekom wil jy berge rondskuif, ou? Daar's stads- en streeksbeplanners vir daai goed. Kry 'n geel masjien en gaan laai hom op en hoekom wil jy nou God se genade mors om vir 'n berg of 'n ding te sê laat jy gaan? Hy praat van daai ding wat ek en jy vir mekaar sê, hierdie ding lê soos 'n berg voor my. Dis waarvan hy praat.
Hierdie ding lê soos 'n berg voor my. Ek sien nie die son nie. Ek weet nie wat hier aangaan nie. Onthou julle Psalm 121? Ek slaan my oë op na die berge. Hy is bang vir die berge. Wat is in die berge? Die son sal my bedag nie steek nie. Die songod Ra. Hy is daar in die berg. In die nag sal die maan my nie pla nie. Hier was 'n maangeplaagde kind wat Jesus genees het. Die maanmannetjies bly in die berg. Die witchcraft, dit gebeur in die nag in die berg. Ek en jy, fokus ons op die berg? Of draai ons weg en ons sê, in Christus Jesus is ek 'n oorwinnaar. So vanmôre, as jou geloof onder druk kom, as jou geloof teen 'n muur vasloop, wil ek vir jou vra, daar's een versie wat ek en jy onthou. 'n Klomp almal, maar hierdie een. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Vader, baie dankie in Jesus se naam. Here, dankie. Dis so, Here, ons sê, maar ek verstaan hierdie goed, maar dis maklik, maar nee, dis nie maklik nie. Die lewe gebeur, Here. U weet dit. U weet, u sê, ek is dieselfde vandag, gister en vir al die ewigheid. Maar ons as mense, ons beweeg nader en verder en ons beplan en ons doen en ons hyg en ons blaas en Vader, vanmôre kom ek Koos en ek sê dankie. Dankie dat hierdie boodskap vandag vir my is, Here. Vir my om te sê, Koos, daar's niks op hierdie aarde wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Geen dood of engele, geen bose magte, geen donkerte, diepte, hoogte. Here, dankie. Dis nie ontkenning nie. Daar is uitdagings, daar is versoeke. Maar u woord sê, bid sodat jy nie in die versoeking ingaan nie. Dankie dat ons mekaar hier verantwoordbaar kan hou, Here, as u liggaam, as 'n familie, as 'n gesin van die lewende God, Here, dat ons mekaar hier kan aanspreeklik hou en kan sê, ek is hier vir jou, jy is hier vir my, ons kan mekaar. Here, dankie. Dankie vir u woord wat lewe en lewe bring. Ons eer u, ons dankie daarvoor, Here, en dis my gebed, dit bly my gebed, dat dit wat ons doen, dit wat ons is, dit wat ons lewe, net sal wees tot eer van u naam. Ons dankie, ons eer u in Jesus se naam. Ons almal sê saam? Amen en amen. Baie dankie.